Goeiemôre broers en susters, baie welkom. Ek wil graag sê, ek is bly dat jy hier is, want ek sê ek preek mos altyd net vir werklike Christene wat aan die vakansietye kerk toe kom. En dus dankie dat ek die voorreg het om met julle ook weer 'n klomp interessante dinge te deel. Maar onthou, ons kom diens hou, wie lewer die erediens? Julle, nie die predikant nie. Ons kom ook nie net na 'n dominee luister nie. Ons kom die Here dien. Om aanbid, tot om sing, om vereer, ook met ons gawes, sodat dit 'n tweegesprek is tussen ons en God. En mag dit vir julle elkeen ook 'n ware belewenis wees in hierdie oggend. Baie welkom elkeen wat vanmôre hier is. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn, sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u heil. Die volke sal u loof, o God, die volke almal saam sal u loof. Die nasies sal bly wees en jubel, omdat u die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Die volke sal u loof, o God, die volke almal saam sal u loof. Die aarde het sy opbrengs gelewer. God, onze God, sal ons seën. God sal ons seën en al die eindes van die aarde sal hom vrees. Amen. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede word aan julle geskenk van God onze Vader, van Christus Jesus onze Here, deur die Heilige Gees. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my, God oor my. En die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies bovenal. God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis bovenal. God oor my, en die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig.
vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Ons skriflesing, broer en suster, is uit Johannes, die Evangelie van Johannes, hoofstuk 1. Ons gaan die eerste 13 verse vir u voorlees uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 1. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here onse God, dankie vir die wonderlike woord, wat ewig waar bly, en ook vir vandag, vir ons die weg wys na die wonderlike verlosser, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Dankie dat ons in hierdie tyd ook kan terugdink, aan die groot gebeurtenis, toe God self vlees geword het, Immanuel geword het, 'n mens geword het soos ons, om onder ons te woon en ook ons sondes op hom te neem, en ons straf te dra, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En ons wil as Christene wat vry is, wat bly is oor die wonderlike verlossing, al die eer aan u toebring in hierdie oggend. En ook vra dat u die woord sal oopbreek vir ons, dat ons waarlik bewus sal wees van u teenwoordigheid en u nabyheid in hierdie oomblikke. Here, beskerm ons teen die bose, want ons weet, hy poog ook met allerlei metodes om ons aandag weg te trek, om ons te gaan in dit wat ons probeer verstaan en ons eie maak, maar gee dat die Heilige Gees volle beheer mag neem en tot elke hart spreek. In die naam van Jesus ons Here vra ons dit. Amen. Johannes 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Tot sover. Ons wil graag met hoofstuk, uit hierdie hoofstuk vers 12 en 13, bietjie probeer verduidelik uit die skrif, wat jy almal goed ken, en tog is daar 'n paar punte wat ons dalk nooit aan gedink het nie. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Nou hierdie eerste 18 verse van Johannes 1 word genoem 'n tragiese lofsang. As jy dit mooi lees, sal jy sien dat hy sê onder andere, die verlosser wat God is, wat die hele skepping betrokke was aankom in die wêreld. Laat ons juig. Maar helaas, die wêreld wou hom nie hê nie. Laat ons treur. Daarom praat hulle van 'n tragiese lofsang. Jy kry dit vir alle vers
10 waar hy sê, of vers 11, hy het na sy eiendom gekom, laat ons juig. Sy eie mense wil hom nie aanneem nie, laat ons treur. Maar dan hierdie wonderlike boodskap, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dan stel dit baie sterk, wat nie uit die wil van die mens of 'n man gebore is nie, maar uit God gebore. Nou my eerste gemeente, baie jare gelede, was daar 'n jong man, kom ons noem hom maar Japie Roos. Ek weet sy van was wel Roos, wat skielik tot bekering gekom het. Nou almal het geweet dat hierdie jong man het 'n wilde lewe gehad. Maar toe kom hy gereeld kerk toe en die gemeente was opgewonde, want hulle het hom geken. Opgewonde oor hierdie jong man, wie sy lewe so wonderlik verander het. Ek self natuurlik is ook altyd vol vreugde as ek met so mense te doen kry wat die Here nuut gemaak het en weer heel gemaak het. En ek gee toe van hom 'n boekie, Vissers van Mense deur Theo Sanders. Nou die boekie verduidelik vir jou hoe jy met iemand 'n gesprek kan voer en die persoon help om Jesus aan te neem as jou verlosser. Ek wil toe hy met nou so 'n bietjie kennis kry sodat hy sy getuienis kan lewer en ander mense ook kan help om nader aan die Here te kom. En een aand, toe bring hy daai boekie vir my terug, een Sondag aand na die diens. En hy gee dit vir my. Hy sê, dominee, ek was nog nooit gered nie tot gisteraand toe. En toe hy die verbasing op my gesig sien, sê ja, daai boekie sê, jy moet Jesus aanneem, en ek het hom nog nooit aangeneem nie. Maar gisteraand het ek hom aangeneem, en ek is 'n nuwe mens. Wat het gebeur? Hy het 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Hy het van Jesus geweet, maar hy het hom nie geken nie. Hy was nie weer gebore nie. En dis 'n probleem wat ek oor baie jare teëgekom het, broer en suster, in my bediening. Dat mense alles weet van die Bybel af, maar het nooit by daai punt gekom, dat hulle Jesus aanneem as hulle persoonlike saligmaker nie. En dan is hulle nog nie gered nie. Nou kom ons kyk, wat sê die Bybel? Wat gebeur? As jy Jesus aanneem, soos hierdie teks sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee. Die nuwe vertaling sê die reg gegee. Volgende week sal ek oor hierdie woordjie met u verder gesels. Maar hy sê om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou eerstens wil ek met u graag 'n bietjie gesels oor wat beteken hierdie woord kind van God. En wat beteken die woord aanneem in die ware sin van die woord? Nou in die Nuwe Testament word 2 woorde gebruik vir kinders van God. Ek gaan die Griekse woorde vir u sê, want daar is 'n rede daarvoor. Die een is huios en die ander een is teknon. Nou huios word spesifiek gebruik om die status van 'n kind te beskryf. Eerder as erfgenaam van die familie. Dis waar die woord huios veral gebruik word. So 'n kind kan dan die pa se eie kind wees, wat uit sy familie gebore is, maar dit kan ook 'n aangenome kind wees. U wat nog die ou fliek Ben-Hur onthou, waar 'n Romeinse offisier die Jood Ben-Hur aangeneem het as sy seun, het Ben-Hur van daardie oomblik af 'n hoër status gehad. Hy het toe die status van sy aangenome pa. Jy sal dit onthou as jy die storie nog onthou. Hy was onlangs weer op TV gewees. En dieselfde gebeur met ons as kinders van God. Hy gee aan ons 'n status van erfgename. Ons is nou God se eie erfgename, saam met Jesus. Nou is ek 'n koningskind, in die ware sin van die woord. En ons vind dit in Galasiërs 4, vers 4 tot 7, daar lees ons, God het sy seun gestuur, hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af, was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. En hier gebruik hy die woord huios. Dit gaan oor ons status.
Die teks sê verder, en omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en ons roep, in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dan nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind, huios. En omdat jy sy kind, huios is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Mense kry dieselfde gedagte in Romeine 8 as jy dit wil gaan lees. Nou die ander woord wat gebruik word is teknon. Maar dit is 'n woord wat gebruik word vir 'n biologiese kind, wat uit 2 ouers gebore is. Die biologiese nasaad van 2 ouers is die woord teknon, bloedfamilie. Hy het die ouers se DNS in hom. Nou ek dink maar dat ons almal aangenome kinders van God is wanneer ons Jesus aangeneem het. Want Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Dit klink dan vir ons, dan is ons ook maar aangenome kinders van God. Ek het Jesus aangeneem, nou het God my aangeneem. Het jy ook so gedink? Dit is verkeerd. Die woord wat hy gebruik is teknon. Die Griekse woord, Johannes 1 vers 12, waar hy gebruik, met ander woorde, jy is bloedfamilie, kind van God. Gebore uit God. Nie net 'n aangenome kind nie. Hy neem jou anders, hy gee vir die status, ja. Maar met wanneer jy tot bekering kom en Jesus aanneem as jou verlosser, word jy 'n bloedfamiliekind van God. Hy sê kinders van God is tekna, die meervoud van teknon. Almal wat aan hom glo. En dan sê hy wat nie uit die vlees of uit die wil van 'n man gebore is nie, maar uit God gebore. Wat 'n wonderlike gedagte. Jy word tydens jou bekering in God se familie ingebore. Dis waar die woord wedergeboorte vandaan kom. Jy word God se bloed eie kind. Jy deel nou in God se DNS. Jy dra nou God se eienskappe, iets van God self. Kom in jou in en maak jou 'n ander mens. Jy het 'n ander waardestelsel as wat die wêreldling het. Want die Bybel sê God se saad het in jou ingekom. Hy sê dit in 1 Johannes 3 vers 9. Ek lees weer die ou vertaling omdat hy die naaste aan die Grieks is. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad, die Griekse woord is sperma. Nou, jy ken die woord sperm. God se sperm kom in my in en maak my nuut van binne af. Sodat ek nou God se DNS in my het. Die Heilige Gees word dan hier God se saad of sy sperm genoem, wat in jou inkom en jou heeltemal weer herskep, weer herbore laat word. Nou weet ons dat die Heilige Gees is God, hy is alomteenwoordig, hy is in die Vader en in die Seun, maar as hy in jou kom, dan maak hy Jesus in jou teenwoordig, sodat jy Jesus se karaktertrekke en eienskappe het. As die teks nou sê, hy wat uit God gebore is, doen nie sonde, of sondig nie. 1 Johannes 3 vers 9. Beteken dit nou, dat 'n kind van God nie kan sonde doen nie, en nie meer, dat hy sondeloos is? En dadelik sal ons sê, nee, wag 'n bietjie, dis bietjie ver gesog, ek is nie so goed nie. Ek kan nie sê dat ek sonder sonde is nie. Maar nou het iemand dit so verduidelik. As hy sê, hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom is, en hy kan nie sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Wat bedoel hy?
Iemand het dit so verduidelik. Hy sê hy het in die straat afgestap onder 'n woonstelblok verby. En op die eerste verdieping, op die balkon staan 'n vrou toe met 'n babatjie in die arms. En hy kyk op en sê, ag mevrou, gooi die ou babatjie af, ek sal hom vang. Sy kyk hom geskok aan en sê, meneer, maar ek kan nie. Sy kan. Maar sy kan nie. Sy kan die baba afgooi. Dus sy het die vermoë om dit te doen. Maar dit is absoluut teen haar natuur om hierdie baba in gevaar te stel. Net so ook, 'n weergebore mens kan nie sondig nie. Hy kan, maar hy kan nie. Hy is dus teen sy nuwe natuur. Hy wil nie meer sondig nie. Dis die verandering wat daar in 'n mens kom as jy weergebore is. Ja, die duiwel stel sy strikke vir jou, verseker. En hy sal geen kind van God uitlos nie. Daarom leer die Here Jesus ons bid. En ons Vader ook, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die bose sal geen kind van God los nie. Maar as jy in daai strik trap, gaan jy nie volhard in daai sonde nie. Jy sal jou bekeer. Jy sal weer deur hom vergifnis vra en jy sal terugkom en hy sal jou herstel. Want hy sê ook, die bloed van Jesus reinig van alle sonde, en as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Daarom sê Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis duidelik dat daar's 'n ander soort lewenstyl wat in jou gekweek word omdat God se DNS in jou is. En jy het nou sy karaktereienskappe. En daarom dat jy nie meer kan of wil sondig nie. En dan sê 1 Johannes 3 vers 10, ook hierdie nadat hy gesê het, 'n kind van God kan nie sondig nie, sê hy vers 10, hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Nou broer en suster, daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Dit is nie sommer net stories nie, dis 'n werklikheid. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dis die grootste wonderwerk wat gebeur met 'n mens. O, het ek dit nie al gesien, baie keer hier voor my, waar ek mense besig is met berading. En mense help om Jesus aan te neem. Hoe daar 'n verandering kom, 'n heeltemal nuwe mens hier opstaan. Nadat hy of sy sondes bely het en Jesus aanvaar het as sy verlosser en daar opstaan met blydskap. Want hy's 'n ander mens. En hy volhard. Nou het daar 'n boodskap, telefoonoproep van 'n dogter gekry wat in Newcastle se daar 10 jaar oud Jesus aangeneem het. En so hoor sy wat my by iemand van my telefoon en sy bel my. En dit is nou 33 jaar later. Volhard om die Here te dien. Wat 'n wonderwerk. Daai kind van 10 jaar is weergebore en sy hou aan om die Here te dien. Die verskil wat die Here aan haar lewe gemaak het. Maar nou is dit 'n probleem. Die Bybel sê vir ons dat iemand wat nie Jesus ken nie, die sondige vlees heers in sy lewe. En interessant dat ons het nou gesê jy word oorgeskape. En dit is so nodig want Galasiërs 5 vers 19 vertel vir ons hoe lyk 'n mens wat nie Jesus in sy lewe het nie. Nou weet jy, ons kla so oor die owerhede, die regering, waar daar so baie korrupsie en leuns, bedrog, selfsug, en in die misdaadsituasie in ons land, moord, doodslag, noem maar op,
diefstal, rowery. En dan kla ons. Maar hierdie mense kan nie anders nie. Want hulle is nie weergebore nie. Hulle moet eers weergebore word voor hy eerlik sal wees. Hy moet eers weergebore word voordat hy liefde sal openbaar en sy selfs sal prysgee. En daarom, broer en suster, as ons bid vir ons regering, moet ons bid vir hulle bekering. Ons bid vir die evangelie, dat dit by hulle uitkom. Maar daar is geen ander weg waarlangs hulle kan verander nie. Hoor wat sê die skrif. Iemand wat nog nie weergebore is nie, lyk so. Galasiërs 5 vers 19. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel. Hoeveel keer hoor ons daarvan vandag? Hoerery. Ons het verneem dat 40.000 tieners per jaar swanger word. Onreinheid, ongebondenheid, afgoderry. Daar word reinigingsseremonies gedoen. Afgoderry is aan die orde van die dag onder ons mense. Sangomas, daar het baie blankes by my gehad wat sangomas ook geraadpleeg het al. En dan met die gevolge daarvan loop towery, vyandskap. Hoeveel vyandskap is daar nie in ons land nie? Twis, jaloersheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord. 50 moorde per dag in ons land. Dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle al vooraf gesê het, soos ek vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Wat sê ek vir u broer en suster? Ons moet meer doen om die evangelie by hierdie massas te bring. Daar moet meer gedoen word om sendingwerk te doen onder ons eie mense. En te bid daarvoor. God soek mense wat in die bres tree. Ons land het sulke mense nodig wat in die bres tree vir ons land. Is daar nog van hierdie werke van die vlees in jou lewe teenwoordig, broer en suster? Dan moet jy baie seker maak of Jesus in jou is en of jy weergebore is. Want Paulus sê in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julleself of julle nie geloof is. Stel julleself op die proef, as julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie. As julle ten minste nie verwerplik is nie. So dit is verskriklik belangrik dat jy hiervan moet seker maak. Het jy waarlik Jesus aangeneem? Nou wat beteken dit? Eerstens, dat ek verstaan wat hy vir my gedoen het. Die kind in die krib het geword die man aan die kruis, wat my sondes op hom geneem het, my straf gedra het toe hy daar aan die kruis gesterf het. En ek aanvaar sy uitnodiging om hom aan te neem as my verlosser, my met hom te vereenselwig, my hart vir hom te gee, om te nooi in my lewe in, om van nou af net vir hom te lewe, en my hom te wy, en sy saak, prioriteit nommer 1 te maak in my lewe. En neem Jesus aan, jy sê dit vir hom, maar dit is 'n wilsbesluit, wat beteken dat dit nou finaal oorgee, dat hy van nou af my koning en my Here en my verlosser gaan wees. Ek vertrou hom van my verlossing en saligheid en glo dat God my vergewe, omdat Jesus daarvoor betaal het. En daarom kan ek my sondes bely en vergifnis vra. En hy sal dit doen. En wat gebeur dan? Dit wat Esegiel 36 sê, vers 25 tot 27. Hy sê, dan sal ek skoon water op julle giet, dat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee en maak dat julle in my insettinge wandel
en my verordeninge onderhou en doen. Dis wat hy ook in 1 Johannes 9 vers 1 Johannes 3 vers 9 sê. Hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom is en hy kan nie sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Dis wat hy ook nou hier sê in Jesegiel 36. Interessant dat die Korintiërs iets daarvan gedemonstreer het. Ons lees in 1 Korintiërs 6 hoe die lewens van die Korintiërs daar uitgesien het toe Paulus vir hulle skrywe. Nou hulle was ook maar, kom ek sê, 'n stout klomp Christene gewees. Selfs na hulle bekering het hy ook vir hulle nog heel wat probleme gegee. Maar hy sê vir ons hier in 1 Korintiërs 6 sê hy vers 10, moenie dwaal nie. Geen oorheerders of afgodsdienaars of egbrekers of wellustinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan kom hy met hierdie woorde. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. En dit is my die wonderlikste vreugde om in hierdie opsig diensbaar te kan wees. Dat Jesus mense afwas van hulle sondes. En dan kom ter sprake wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk dat dit alles nuut geword. En ek lees net gou nog 'n laaste gedagte uit die Dordtse leerreëls. Ons 3 formuliere van enigheid word so verwaarloos. Maar hoor wat sê hy hierso van wedergeboorte. Hy sê dat maar hy dring, ja, die Heilige Gees wat in 'n mens harte kom, hy dring ook in tot ons binneste dele van die mens. En met die kragtige werking van dieselfde wederbarende Gees, hy open die hart wat gesluit is. Hy vermurf die wat hard is. Hy besny wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe hoedanighede in. En hy maak dat die wil wat dood was, lewend word. Wat boos was, goed word. Wat nie wou nie, nou inderdaad wil. Wat wederspannig was, gehoorsaam word. Hy beweeg en versterk die wil so, dat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke voortbring. Ons ou voorvaders het hierdie dinge ook goed verstaan. En so dankbaar dat ons die 3 formuliere van enigheid kan hê, ons belydenisskrifte. Ek sluit af met 'n gebeurtenis. In my laaste gemeente het 'n sekere Koen, ek gaan nie sy van sê nie, in my studeerkamer, hy was al middeljarig, Jesus aangeneem as sy verlosser. Aan die einde van die jaar het ons oujaarsfunksie gehad en ons het ook by die geleentheid voor die middernagdiens geleentheid gegee vir getuienisse. En Koen het ook sy getuienis gegee. En hy het gesê, hy het altyd gedink die klomp eikenoffers daar in die Tron gemeente is 'n klomp snops. 2 gesigte. Dis interessant, die ouens wat die Here nie ken nie, hulle weet altyd so goed hoe sleg die Christene is. Hy sê maar na Jesus gevind het, hy het almal verander. Het al hierdie mense skielik vriendelik geword. Hulle het lekker gelag. Want sy wêreld het verander toe sy hart verander het. En ek wil vir nooi broer en suster. As daar enige twyfel in jou hart is, kom gesels. Ek is hier. Ek gaan nie weg nie, ook nie die vakansie nie. Ek sal graag help. Kom gerus. As jy enigstens twyfel oor hierdie saak het, dan nooi ek jy, kom kuier. En ons gesels en ons bid saam en maak seker dat jy ook weer gebore is. Amen. Here ons God, ons sê vir U so innig dankie vir die wonder van wedergeboorte, dat U dit in hierdie moderne wêreld moontlik maak.
Dat selfs sielkundiges nie kan verstaan waarom 'n alkoholist wat vir jare verslaaf was, skielik verlos word na sy wedergeboorte nie. Dankie dat ons daarvan getuie kan wees, dat U groot en heerlike dinge doen in mense se lewens. Maar ek wil bid, Here, dat nie een van ons sal uitval nie. Dat nie een van ons sal agterbly nie. Of hierdie wonderlike geleentheid mis om die keuse te maak vir Jesus, ons verlosser en saligmaker. Ons vra, Here, dat U ons elkeen genade sal gee om onsself te ondersoek en werklik seker te maak waar ons self staan. En ons bid dat U hierdie gemeente ook sal opbou. Dat elkeen van ons nie net die wonderlike boodskap vir onsself sal hou nie, maar ook sal deel met ander wat dit so nodig het. Ons kom gedurig in aanraking met mense wat U nie ken nie. Ons weet nie eens daarvan nie, want ons praat nie daaroor nie. En ons vra vergifnis dat ons so stil bly oor die wonderlike boodskap wat U in ons gegee het om met ander te deel. En daarom bid ons, Here, dat U eerstens U kinders sal wakker maak, dat hulle in die bres sal tree vir ons land, maar ook sal uitreik om die blye boodskap met ander te mag deel. En ons verlang dat U ons kinders ook, ons jong mense, waarlik sal genadig wees, wat so blootgestel word aan soveel negatiewe invloede, met al die elektroniese media, wat op hulle gebombardeer word. En ons vra dat U ons as ouers en grootouers genade gee, om hierdie kinders by te staan, om hulle geestelik weerbaar te maak, maar bovenal dat hulle ook gehelp word, om hulle keuse vir Jesus te maak, en deur sy genade en deur die krag van die Heilige Gees staande te bly in hierdie wêreld, waar die ou bose met soveel mag heers. Here, ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir die nuwe ouderlinge diakens wat gekies is, dat U vir hulle baie duidelik sal lei met die keuse wat op hulle geval het, maar dat elkeen van hulle ook die volheid van die Gees mag ervaar en diensbaar mag wees vir U koninkryk. Ons bid vir ons kerk in breër verband, dat U ook waarlik sal gee dat daar weer nuwe lewe, 'n ware herlewing mag kom in ons kerk, dwars oor ons land, en dat U, Here, daardeur verheerlik mag word, en dat almal wat ook aan ons kerk behoort, kan voortgaan om U naam te verheerlik. Seën die leraar ook van hierdie gemeente. Ons bid dat U vir hom elke dag die nodige wysheid gee en die bystand en krag van U Gees om te bou aan hierdie gemeente en ook mense te motiveer en by te staan in die uitvoering van hulle taak as gelowiges om te help om hierdie gemeente op te bou. En ons vra nie net vir ons gemeente nie, maar vir al die gemeentes in hierdie dorp, maar dan ook dwars oor ons land. En Here, waar ons ook te doen het met 'n regering, waarvan ons bewus is daarvan, dat baie van hulle geen verhouding met U het nie, en daarom het ons probleme. Here, ons wil vir hulle bid. Ons wil bid vir goeie regering, maar ons wil tog bid ook dat U op U wonderlike wyse die evangelie tuisbring onder hierdie mense. Waar dit moontlik is, wil ons vra dat U deure oopmaak, dat hulle gekonfronteer word met die liefde van Jesus, wat ook vir hulle gesterf het aan die kruis, ook vir hulle sondes betaal het, en ook hulle wil wederbaar. Gee ons genade om te volhard in die gebed, ook met die oog daarop. Want dan weet ons, sal dit met ons goed gaan. Dankie dat ons hierdie dinge alles mag vra in die lieflike naam van Jesus ons Heer en Verlosser. Amen. Daar's 'n son wat skyn in Suid-Afrika. Verwagting bou op reg oor ons land. Son van geregtigheid, dis die seun van God. Hy verander ons, hy verander ons volk. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, 'n nuwe
elke pad saam oor Suid-Afrika. Daar's 'n reën wat kom oor Afrika. Dis die reën van sy gees, sy heilige gees. Binnekort sal ons jubel in hom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan Suid-Afrika laat blom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. Dag wat aanbreek, 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan Suid-Afrika laat blom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, 'n nuwe dag wat kom. Jesus Christus gaan Suid-Afrika laat blom. Daar's 'n nuwe dag wat aanbreek, 'n nuwe dag wat kom. Die wêreld gaan sien wat my Jesus kan doen. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons in staat stel om te kan leef, om te kan voorsien in ons behoeftes. En ons eer U as die gewer van alle goeie gawes. En dankie dat ook ons gawes in U diens gebruik kan word om vele ander daarmee ook te bereik en die kerk op te bou. Ons bid is nou dat U dit wat ook hier uit ons harte na U toe kom, dat U dit sal seën en gebruik, en geef ons genade om altyd offervaardig te wees met alles wat ons is en wat ons het, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.